Nou vriende, ons gaan vanoggend se geleentheid blaai na Psalm 46. En ons herdenk 'n gelofte wat 187 jaar gelede gemaak is. En vandag gaan dit weer so vars in ons gemoed wees, soos van ouds. So kom ons begin deur net vir te sê wat die dag nie is nie. Die gelofte dag wat ons hou, veral in ons kerk, het geen politieke agenda nie. Hy het geen kleuragenda nie. En het gaan vir ons nie oor die volk as sulks nie, maar oor die getroue God wat vir hulle verhoor het en ons behoue laat bly het tot vandag toe. So vriende, dis 'n spesiale dag, 'n dag waar ons weer kom soos die ou voortrekkers onderneem het en ons hanteer dit soos 'n Sabbatdag met die kernwaarheid. As jy kyk na 'n veertjie bord, kom ons gee maar die Engelse woord as jy het verskoon, 'n dartbord. As jy kyk na daai bord, die senter is rooi. Dis waaroor die hele dag van ons gaan. Dit gaan oor God en al die goed wat daar uitgewerk het, ons vandag 'n bietjie oor gaan praat. So kom ons lees saam met Psalm 46 en jy kan volg in die Bybel. Kyk na die opskrif daar, God is 'n toevlug. En ek wil hê vandag moet jy dit onthou, jy moet hierdie Psalm regmaak. Baie van u wat ek die laaste klompie maande besoek het ek hierdie Psalm hier gedeel. Want hier is soveel diepte in, maar kyk veral na vers 2 en vers 3 en regdeur, maar vir die koders van die kinders van Korag met sopraanstemme 'n lied, hierdie ding is gesing. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy nou hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur die onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is rotsvestings vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde. Wat die boog verbreek en die spies stukken slaan. Die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en bly hierdie vir ons 'n tydlose waarheid, dat God is in 'n hoë mate beproef en hy bly ons skuilplek. Ek wil met u praat na aanleiding van twee gedeeltes, vriende, Psalm 46 vers 2 en 3. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom, omdat jy vers 2, daarom sal ons nie vrees nie. Nou vat hy dit na die uiterstes toe. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. So dit is ons gedeelte wat gaan oor die gelofte dag. En dan 'n tweede gedeelte wat ek gaan doen, wat ek wil half noem die B-kant, die toepassingskant, Efesiërs 4 vers 1, Paulus se woord aan die gemeente, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek gaan vir u voorhou, vriende, as tema 'n waardige wandel teen die agtergrond van geloftedag. Jy sien, ons kan vashak by die gelofte en alles wat daar rondom gaan, en dan kan ons die kruks verloor van wat is die toepassing daarop in ons lewens. Want wanneer ons praat oor ware identiteit, dan is ek nie eers 'n Suid-Afrikaanse blanke man
'n boersie. Dis nie my identiteit nie. Wie is ek? Ek is 'n kind van God. Gered deur Jesus Christus, 'n disipel en 'n volgeling van die Here. Ek behoort aan die volk en die kultuur van die Afrikaner. Nou, oomblik as ek sê ek is primêr Afrikaner, vra ek, wat 'n soort Afrikaner is jy? Want jy kry die wat baie toegewy is aan die Here, die wat met die Here 'n pad stap, dan kry jy die ander wat hulle self ook Suid-Afrikaners noem, maar vriende, dit is die groep wat ons noem, dis die brandewyn en coke groep. Dis die groep wat die Here so op sy kant hou. En ek wil nie daarmee assosieer nie. Ek wil assosieer met die kinders van God in dieselfde volk en kultuur as wat myne is. En daarom gaan ons vir dit toepas nou op 2 gedeeltes. Wat ons gaan doen, ons gaan hierdie hele tema nou omdraai en ons gaan eers met u praat oor die agtergrond. So wat ek gaan doen, ek gaan vir die agtergrond afrol soos 'n groot seil voor u. Dan kan jy na die agtergrond, kan jy kyk na die agtergrond en dan gaan ons in die B-gedeelte vir jou sê, gaan lewe nou teenoor God met die agtergrond van Geloftedag wat ek vir jou gaan skets. So kom ons begin en ek gaan vir julle heel wat inligting gee, vriende. So luister maar mooi en kry die klankopname, ons stuur dit na die tyd uit. Ons doen nie met webwoord nie. Ons sukkel vreeslik daarmee, maar ons stuur die opname vir u en natuurlik ook op YouTube kan jy dit gaan kyk. Maar kom ons begin by die agtergrond, vriende. Nou net om vanaf die agtergrond te skets, wie dink jy het die eerste keer die Kaap bereik as 'n seevader? Die Kaap is bereik die eerste keer in 1998 deur Vasco da Gama. Kan u die geskiedenis onthou, wat het Vasco da Gama, ek dink hy was 'n Portugees, verteenwoordig? Die Rooms-Katolieke Kerk. En om een of ander rede het die wind so gewaai, hulle kon die Kaap sien, maar hulle kon nie anker gooi nie. Nou kom ons vat hier van 1498 af na 1652 toe. Kyk hoeveel jare verskil is dit. In 1652, dink is April maand as ek reg kon onthou, kom Jan van Riebeeck in die Kaap aan en plant die kruis van die protestantse geloof. U en ek is kinders van die reformatie, ons is kinders van die protestante geloof. Dit is hulle wat gekom het uit Europa en 'n kruis kom plant het hier in die Kaap. Hulle was so plus minus 250 mense wat daar gevestig het rondom die kruis. Die nedersetting wat daar was in die Kaap het nou begin groei en in die begin van die 1700s was die getal omtrent 1500 van hierdie volk wat uit Europa gekom het, hoofsaaklik maar Hollanders en Franse en Duitsers. Maar hulle was so 1500 en so 750 van hulle was trekboere wat getrek het agter weiding aan met hulle ossewaans en hulle beeste. So kry jy die prentjie van hoekom God hom toegelaat het om in die Kaap die kruis te plant. En nou groei hierdie kolonie in die Kaap groei nou. En in daai stadium het Brittanje sy oog op die Kaap gehad. Want wie die Kaap kan beheer, kan die seeroutes beheer. En Brittanje het die Kaap begin domineer hier in 1835 en hulle het wette uitgereik om die Afrikaner, die kultuur wat nou daar was, meestal Holland sprekend, hulle het wette daar gestel, artikel 50, wat gesê dat Afrikaans nie meer gepraat mag word nie. Dat belasting oorbetaal moes word aan Brittanje. Nou moet jy mooi hoor. Grondaktes is weerhou. Die kommandos wat die boere verbied is, of gehou het, is verbied. Hulle het deurgeloop onder geweldige plundertogte vanuit die oosgrens, die ou Oos-Kaap soos ons vandag ken. En hierdie klomp boere het vasgevang gevoel in hierdie net wat Brittanje oor hulle gehou het. En hulle het op 'n stadium gevoel hulle wil uitbreek, hulle wil weggaan, hulle wil wegbreek en hulle besluit om na die noorde te trek. Vaders, moeders, kinders, diere, ossewa, hulle Bybel en hulle geloof.
Vriende, hierdie mense draai hulle rug op dit wat hulle het in die Kaap. Hulle kyk vooruit en hulle gaan nou noord trek. Die Engels het 'n mooi woord, lock, stock en barrel. So alles wat hulle het is hierop. So hierdie beweging wat nou opbeweeg na die noorde toe is baie kosbaar, want alles wat vir hulle kosbaar was daarin. Terwyl die boere nou noord trek vanuit die Kaap hier na die Drakensberg en Natalse kant toe, het intussen die Zulus afgetrek na die suide toe. En hulle het hulle gevestig aan Natal, en toe die boere daar kom, toe ontmoet hulle nou natuurlik die Zulus. Nou die leier van die voortrekkers op daai stadium was Piet Retief. En hulle het regtig die eerbare ding gedoen. Hulle het nie soos baie beweer gekom om 'n sekere nasie uit te wis nie, inteendeel. Piet Retief gaan en hy onderhandel met die koning van die Zulus om te betaal vir grond. En daar is hulle bymekaar gebring om te sê, goed, ons sal grond aan julle verkoop, en kom dan saam en dan gaan ons daaroor besin. Hulle het toe gegaan en hulle het opgedaag by Dingaan se stad, en hulle is gevra om hulle wapens buite te los, en hulle het hierdie Zulus vertrou, want hulle was opreg, hulle wou regtig dit doen wat die regte ding is om te doen. En hulle is in die stad in 6 Februarie 1838, toe hulle ontwapen is en binne die stad is die deure gesluit en die 70 manskappe word wreed vermoor. Asof dit nie genoeg is nie, stuur Dingaan daarna moordbendes uit. En honderde vrouens, kinders en bediendes word vermoor by Wenen Bloukrans. So ek wil net nou kyk, hoe bou hierdie hele ding nou op? Hulle gaan om die regte ding te doen, hulle word bedrieg en doodgemaak, en toe gaan hulle uit en hulle val die groep mense aan en honderde sterwe. Op daai stadium, toe Piet Retief doop is, toe kom Andries Pretorius uit die Kaap uit op, en hy word verkies as die nuwe leier. En hy het 'n strafekspedisie op die been gebring met so 470 manskappe, en hulle wou gaan rekenskap kry, hulle wil gaan uitkyk, hulle wil gaan terugslaan op dit wat gedoen is. Want hierdie moord op Piet Retief het toe oorgeloop na die aanvalle toe, en ek gaan vir u dit net lees. Die aanvalle na Piet Retief doodgemaak is, en die 70 manskappe, kom die Bloukransrivier by mekaar, en daar word 532 persone gedood. Nou moet jy mooi luister. 185 van was kindertjies. As jy nou onthou in die boek wat ons gelees het, ek wil dit nie eens hardop sê nie, maar daar word vir ons vertel hoe die ou klein goedjies doodgemaak is. Ek gaan nie daarop uitbrei nie, dit ontstel my te veel. Van daai 542 was 200 bediendes wat doodgemaak is. En vind hierdie was 'n beslissende oomblik wat aangebreek het, waar die boere besef het, dis nou of nooit, hulle staan by 'n ei-aansluiting in die lewe. Of hulle gaan totaal uitgewis word, of hulle gaan moet opstaan en hierdie oormag in die gesig straal. Daar's 'n ou liedjie wat Eddie gesing het, Eddie is ook al in die hemel, wat sê, omdraai sal ek nie. Omdraai sal ek nie. En hulle het gesê, omdraai sal hulle nie. Hier het ons 'n groepie boere teen 'n oormag van Zulus, van 10.000 manne, en dit is nou op die spel. Te midde van hierdie onsekerheid en vrees vir totale uitwissing, het hierdie protestante gelowiges geweet, daar's net een oplossing. En dit is om op die knieë te sak en op te kyk. En vind hierdie hele uitdaging dryf hierdie boerevolk na 'n absolute verootmoediging voor God. Hulle weet, as God nie opdaag nie, is daar nie 'n manier wat hulle dit gaan maak nie. Want op papier, vriende,
is daar nie 'n manier deur enige militaristiese strateeg in die wêreld wat gaan sê, hierdie groepies en hierdie groep by mekaar kom, it's not a match, dit is nie onregverdig nie. In te midde van hierdie gedeelte wat hulle deel word, tree Sarel Silje na vore as die geestelike leier. En hy begin Sondag die 9de Desember 1838, begin hulle in die aande geestelike byeenkomste te hou, met skriflesing, psalmsang, gebed en geestelike boodskap, wat uitspreek van 'n totale verootmoediging voor God. Nou vriende, ons het die gewoonte in die EG Kerk om vroeg in die jaar 'n boodskap of twee te preek oor verootmoediging. Want dit bly die kruks van die mens. Want ons is so aan mekaar gesit deur ons eie vlees en ons eie verstand, dat ons moet soms gedryf word op 'n spits, waar dit wat voor my is 'n berg is, en wanneer daai berg voor my te groot is, en ek verootmoedig my voor God, dis wanneer God deurkom. En hierdie belofte is geformuleer, en hy is elke aand gelees, tot en met die 15de Desember. Die manne is ingeskerp, hulle het geweet waaroor dit gaan. Dit was 'n belofte aan God, 'n gelofte wat hulle gemaak het, in verootmoediging 7 dae voor die Here. En ek gaan nou vir die belofte lees, en ek wil vra as ons die belofte lees, as jy kan jy saam met my staan. Dit is vir my regtig altyd 'n groot ding om die belofte te lees. Kom ons staan, dan lees ons die belofte saam. As jy wil, as jy kan, maar luister mooi. My broers en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons huis tot eer van sy naam sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot sy nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Sien u die geloofsuitspraak? Hulle gee klaar aan God die eer vir die oorwinning, en daar het jy 'n geweldige stuk les om te leer. U kan maar weer gaan sit. En vriende, wat nou gebeur is, God luister na die gebed, en ek wil sê, hy verhoor hierdie gebed. As jy nou in hierdie gedeelte gaan lees, het ek 'n woord wat ek baie met u deel, en kom ons kyk wie van dit kan onthou wat dit beteken. As ek vir sê, orla et labora, ora et labora, wat beteken dit? Kan jy onthou? Help my. Bid en werk. Nou kyk mooi, die voortrekkers het die Here nou vertrou, maar hulle het mooi gaan kyk hoe hulle dit gaan doen. Hulle was 470 voortrekkers, 'n aantal helpers, 'n paar waadrywers, 64 waas, 3 ou kanonne en 'n klompie sannas, wat eintlik maar vir alle praktiese doeleindes baie onbetroubaar was. Maar in hulle hoek, ek wil sê so half in hulle hoek, was hulle geloof in God. En dan draai mense so half om te sê, en in die ander hoek, hierdie magtige Zulu krygers. Op papier soos ek gesê het, geen onduidelikheid oor wat sal die uitslag wees nie. En wat hulle doen, vriende, hulle gaan trek nou, ek het spesiaal die prentjies gaan trek vir mooi te verduidelik. Hulle gaan nou en hulle gaan trek laer op 'n baie spesifieke plek, want hulle weet nou, dit wat begin gebeur het, gaan nie ophou nie. En hulle intelligensie het ook vir hulle gesê, daar is verspieders, hulle kyk waar hulle is. Hulle het besef dat die spits, hulle gaan op die spits gedryf word, dat dit wat by Wenen gebeur het, by Bloukraals, is nie die einde nie. En dit wat oor is, onthou nou hoeveel is al dood, dit wat oor is, besef, hulle moet nou iets doen. En teen 15 Desember 1838 het die kommando die oewer van die Kobbe rivier bereik, en van die verkenners het die Magdom Zulu krygers opgemerk, en daar is laar opgeslaan op die oewers van die rivier, die area strategies gekies.
Ai. So kyk mooi wat hulle vat, vriende. Daar is die groot rivier wat ons bloedrivier noem. Daar is wat hulle noem die Hippopool. En daar is daar nog so 'n groot stuk Donga. Ek gaan nou vir jou mooi foto wys. En hulle gaan baie strategies gaan hulle daar nou die laar opstaan by die 64 waans. Hulle verwag die aanval kan nie van die kant af kom sommer nie, alhoewel dit kan van, hulle verwag dit van daai kant af. En moontlik hulle wat onbeweeg daai kant. So hulle slaan nou so op en daar het ek nou vir jou prentjie om vir jou te wys. Daar kan jy nou mooi sien. Daar is die Donga agter hulle vriende wat hulle gebruik as 'n natuurlike plek en natuurlik dan die rivier bo hulle en daar kan jy nou mooi sien hoe alles opgeslaan is. En dit wat nou daar gebeur het vriende is waaroor ons vandag nou wil praat. So ek gaan nou nog 'n bietjie verder voortbou en ek wil aan die gebeurtenis gebruik as 'n agtergrond. Ek het ek gaan vir afrol. Laat u die prentjie sien. En dan gaan ek u na die B-gedeelte toe van te sê met dit in die agtergrond kom ons gaan wandel waardig die Here. So wat nou gebeur is vriende, die Zulu mag is gedwing om vanuit die oopvlaktes aan die noordweste kant aan te val. Nou baie swaar reëns in die gebied moerasagtig gemaak. Hoe kan ek hom nou nie uitspreek? Moerasagtig gemaak. En daar was hoë riete langs die rivier. Die waans is stewig aan mekaar gemaak. Al die plekke wat oop is met doringtakke toegemaak en dit net sekere plekke oopgemaak van waar hulle kon skiet en die kanonne kon plaas. Nou moet jy mooi onthou, vriende, die boere was veldmense. Hulle was nie opgeleide soldate nie. Hulle sannas was ook nie baie akkuraat nie. Hulle het gou warm geword. Vriende, dis nie soos ons vandag 'n wapen het, jy haal hom oor en jy skiet en haal self oor die daring het een skoot geskiet. Dan moes jy hom gee, dan moes iemand buskruit ingooi, dit stamp met 'n stamper, dan 'n patroontjie ingooi en hom stamp met 'n stamper en dan so 'n stukkie watte wat alles in mekaar hou, dan sy oorgehaal, dan het hy eers geskiet. So teen die tempo wat hulle geskiet het, was hierdie goed nie baie suksesvol nie en dit was nat ook. So die buskruit, daar so baie goed wat vir jou wys, hierdie ding kon heeltemal aan die ander kant toe gaan het, maar hulle hou vas aan God. En soos ek sê, hulle die wapens gehad en weer sê ek, ons sal net sê daar's nie manier nie. Nou vriende, wanneer God by, kom ons noem dit 'n veldslag of 'n oorlog betrokke is, waar God by is, daar is die oorwinning. Maar mooi hoor. Ek vat jou terug na die 6-dae oorlog van Israel. Vriende, toe al daai Arabiese lande om hulle Egipte ingesluit op mars na Egipte, het die strateges gesê 48 uur maksimum, daar's Israel uitgevee, daar sal nooit weer 'n Jood sy hand opsteek nie. Maar God was aan die kant van sy eiendomsvolk, soos ek vir gewys het laas week. En binne 6 dae het die vyand gevlug, soos 'n hond met die stert tussen sy bene, want as God in 'n saak is, wie kan dit oorwin? Romeine 8, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? En weer sê ek, hier is hierdie groepie manne, en dan die geweldige Zulu mag van tussen 10 en 15.000, wat fiks was, wat geoefen was, wat op 30 meter akkuraat met sy assegaai kon gooi, met 'n knopkie die kon slaan. Hulle was fiks en bloeddorstig. Na die veldslag later van tye is vertel deur die Zulus dat hulle die aand die aanval wou doen. Maar daar was digte mis wat hierdie plek omhul het. Nou moet u mooi luister. Dis Desember maand. Wanneer kry jy die mis? In June, July, in die wintermaande. So die feit dat daar mis gehang het oor hierdie plek in Desember is klaar iets wat ons nie normaalweg sien nie. Hulle het selfs vertel dat hulle die lanterns gesien het in die mis, dit het baie spookagtig gelyk en het selfs groot perderuiters gesien wat op en af ry voor die laar. Nou gaan lees gerus 2 Konings 6 vers 15. En daar sê lees waar Elia sê, Here, open tog my knegt sy oë dat hy kan sien. En dan maak die Here sy oë op en dan sien hy in die onsigbare wêreld. En dis waaroor hulle getuig. So die oggend by die dagbreek, vroeg toe die lig breek, het hulle aangeval.
Hierdie geweldige geraas, hierdie geweldige rumoer, hierdie geskreeu, en hier kom hulle af, so kryf jy die prentjie, 470 mense binne in hierdie ossewaans, in hierdie laar getrek, en hier hoor jy die geluid. Nou julle wat my nou al ken, sal weet ek is so verslaaf aan die geluid van 'n Formule 1 kar. Dit is iets wat vir my vrou sê gisterand, jy kan nie so laat kyk nie, want jy gaan nie slaap nie. Jy sien, hierdie geluid doen iets aan 'n ou se hart. En hier is dit dieselfde, hier is die geweldige rumoer. Wat hoor jy? Jy hoor die dood op pad, en as jy kyk na die massa, dan kan jy eintlik maar net jou kop skud. Teen 11 uur die oggend, het die Zulus omgedraai en teruggeval. Hierdie 3 kanonne en Sannas het hulle teruggedryf, en wonder bo wonder is daar oor die 3000 sterftes aan die kant van die Zulus en 3 beseerdes aan die kant van die voortrekkers, waarvan Andries Pretorius een was. Geen dood aan hulle kant nie. Teen 20 Desember het die kommando Dingaan se koninklike hoofstad bereik. Hulle toe 'n groep uitgestuur, hulle is na die stad toe om klaar te maak wat hulle begin het, en daar kry hulle die brand, die stad uitgebrand. En daar vind hulle die koppie, daar naby 'n koppie, vind hulle die oorskot van Pieter Tief en sy 70 manskappe. En sy leersak, waar die traktaat gevind is, wat Dingaan onderteken het. Kyk mooi, Pieter Tief doen die regte ding, maar hy loop verkeerd. Maar God gryp in. Dis nie 'n boereweermag nie, dis nie wit teen swart nie, dis God wat hierdie volk wat hom gelief het en geken het, deurgedra het. Vandag, vriende, 16 Desember 2025, is dit reeds 187 jaar later. En baie het gesê dat hierdie dag is nou verander in versoeningsdag deur die regering, en hierdie dag sal stadig maar seker uit jou zoom uitskuif, soos jy terug zoom, totdat dit in die niet verdwyn. Kom ek gee vir u nuus. Daar was nog nooit so oplewing vir die geloftefees soos in die laaste 10 jaar nie. En hy word elke jaar groter en op meer plekke. Die gevolg is, God leef vir ons die geheim om jou God lief te hê, jou voor hom te verootmoedig, te weet hy is jou enigste antwoord, en dit is wat gebeur het by Bloedrivier, en dit is die dag wat ons gedenk. Nou vriende, nou het ek vir die agtergrond geskets van hierdie hele gedeelte. Ek het gesê wat hierdie dag nie is nie. So moet nooit daar gaan waar mense dit intrek by enigiets, want dit het nie gegaan oor nasie teen nasie, het gegaan oor 'n volk wat uitwissing in die oë gestaar het en God vertrou het en God het deurgekom, want hy het 'n doel gehad. Hoekom het die Here hulle gespan? Want hy het 'n doel gehad. Waarom het hy die Rooms-Katolieke weghou uit die Kaap uit? Vriende, as jy in baie plekke inkom, in Argentinië, in Brasilië, en Portugal, as jy daar inkom, wat loop jy in alles in raak? In Rooms-Katolicisme, orals. Hier is dit nie die geval nie. Hier loop jy raak in die protestantse geloof, waarvan ek en jy deel is. So wat ek nou wil vat, ek wil die agtergrond vat en sê, maar die Here wil hê ons moet nou in dieselfde opsig gaan wandel in hierdie dae, 'n waardige wandel met die agtergrond van hierdie geloftedag. So kom ek gaan vir u 'n paar gedagtes kom deel. 'n Waardige wandel besef. Ek is 'n pelgrim op reis deur die wêreld soos die destydse groot trek. Vriende, as jy nou gaan kyk na die verhaal, as jy agterkom dat hierdie boere wou nie meer verder in die Kaap bly nie. Hulle wou uit die vangnet van Brittanje uitkom. Hulle wou uitbreek en 'n nuwe rigting inskiet. En dit word genoem die groot trek. En die groot trek soos ons dit hier ken is nie uniek in Suid-Afrika nie. Jy vind dit ook in Amerika, waar die settlers ook protestante gelowe ook so moes deurbeweeg in Amerika. Maar kom ons bepaal ons by ons voortrekkers. So hulle was op 'n reis na iets baie beter, vanuit die vangnet van Brittanje.
En vriende, net so is ek en jy op reis. As jy vandag getuig dat jy 'n kind van God is, dan het God jou rigting totaal verander van op pad na die verdoemenis sonder God en hoop, na die smal pad wat lei na die Here Jesus. Ek en jy is op 'n totale nuwe pad. Ons is op ons eie groot trek. En dis wat die woord vir ons leer, dat ek en jy moet vandag besef, as jy 'n waardige wandel wil wandel met die agtergrond van die geloofsdrag, moet jy onthou, jy is 'n pelgrim op reis deur hierdie aarde. Jy's op 'n groot trek op pad na die ewigheid. Die woord leer vir ons daar in Hebreërs 11 vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder die beloftes te verkry. Maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Kind van God, this is not your home. We are just passing through. Ons moet soos die skrywer in Hebreërs 11 bely, dat ons is vreemdelinge en bywoners op die aarde. Daarom kan die aarde, daarom kan die wêreld, daarom kan die vleeslike mens jou nie hanteer nie. Want jy hoort nie eintlik hier nie. In Johannes 17, hulle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle om julle as bywoners en vreemdelinge te onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen julle siel. Jy sien vriende, daar is 'n groot trek. Ons is bywoners en ons is vreemdelinge op hierdie aarde. En daarom wil die Here opnuut vir ons roep in hierdie dag om 'n waardige wandel vir God te wandel, by die agtergrond van wat ons nou vir geskets het, want jy is op 'n groot trek. Moenie gedurig terugkyk nie. Die Here sê in sy woord daar, dat wanneer ons ons hand aan die ploeg slaan en omkyk, is ons nie waardig die koninkryk nie. So vriende, u en ek het 'n pad om te loop wat vorentoe is. Jy kry soveel mense wat omkyk, wat terughinker na die ou dae, dis verby. Wat terughinker na die kinderdae, wat terughinker na ander dinge. Vriende, onthou u Lot se vrou. Toe God vir hulle sê, trek uit, Sodom uit, na die rigting wat ek julle sal wys, het hulle gegaan en sy het gehuiwer. Sy het aanvanklik die hand aan die ploeg geslaan en toe kyk sy om en onthou jy wat met haar gebeur? En vriende, ek wil vandag weer sê met groot versigtigheid, die kerk is vol soutpilare. Goeie mense wat nie aanbeweeg het nie. Goeie mense wat nie groei nie. Goeie mense wat hulle hele lewe kan deurgaan en nooit kon aanmeld vir diensbaarheid by die Here nie. Maak jou reis tel. Hierdie reis begin saam met Jesus die dag as jy gered word, vriende. En dan loop hy met jou 'n pad. Dit begin by jou verlossing. Jou roete is onbekend. Wie van ons weet wat oor 5 ure gaan gebeur? Oor 'n uur, môre, oormôre. Volgende week Sondag kan ons hier sit en een van ons kan al gegroet het en ons kan wegwees. Ons weet nie. Ons weet wat die einde. Ek weet waant ek op pad is. Ek weet verseker wat ek op pad is. Maar wat tussenin lê, weet ek nie. En jy weet nie. Maar ons wil waardig voor die Here wandel met die agtergrond van die geloofsfees, deur te sê, ek's op 'n reis. Ek's 'n vreemdeling op hierdie aarde. Ek wil my aan Jesus verbind en my skape luister na my stem en hulle ken hulle, ek ken hulle en hulle volg my. Vriende, moenie luister na die stem van die vreemdeling nie. Moenie luister na die stem van die huurling nie. Moenie luister na die stem van die wêreld nie. Luister na die stem van Jesus as jy oorgegee is, as jy in 'n volle oorgawe lewe en jy soek dit, glo my, jy sal dit vind. Jy weet wanneer hy praat. Jy en ek is op die smal weg, vriende. Breed is die weg wat aan die verderf lei. En hy praat nie daar van die sondepad nie, vriende. Hy praat daar van die pad van Kain. Die pad van hulle wat probeer om eie heil uit te werk. Die pad van hulle wat net godsdiens het en liturgie het
en gewoontes het en vorm het, maar sonder Christus. Jesus kyk na hulle en sê, julle is op die breë pad, julle is soos 'n wit gepleisterde graf. Nee, vriende, kom ons maak ons los. Ons kyk vorentoe, want jy en ek is soos die ou voortrekkers op die groot trek op pad na 'n baie beter plek. Daarom vrees ons nie vir hom wat die liggaam kan doodmaak nie. Ons vrees hom wat die siel kan verdorwe in die hel. Ken julle die koortjie? I've got a home in glory land. Ken julle hom? That outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Ken julle hom? En dit is ons bout. Jy en ek verteenwoordig Christus. Ons verteenwoordig ons kerkdenominasie. Ons verteenwoordig die kerk van Christus in die Afrikaner kultuur waarin ons is. En ons wil toegewyde kinders van God wees met ons oog op die wenpaal en wat op die groot trek aanpak met geloof. 'n tweede gedagte wat ek wil kom toepas, vriende. 'n waardige wandel besef ek is gedurig blootgestel aan gevare. Vriende, as jy nou dink aan hierdie voortrekkers. Het u al oor die Drakensberge gery met 'n kar? Het u al hierdie valleie en berge gesien? En vriende, hierdie mense het met ossewaans, nie 4x4's nie, het hulle oor hierdie Drakensberge gekom. Daar was geweldig baie gevare wat hulle aan blootgestel was, wilde diere, siektes, en natuurlik hierdie mense wat daar om hulle gebly het, wat bloeddorstig was, en hulle het nie net met die boere beklei nie, hulle het met ander nasies, ander stamme ook 'n geweldige probleem gehad. So hierdie was 'n baie gevaarlike groot trek. Vind ek en jy op ons groot trek moet besef, ons word dag vir dag omring met baie groot gevare. Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vind die pad wat u en ek loop, ons groot trek na die hemel toe, is vol van versoekings en beproewings. En die Here wil dit gebruik om ons te bou en ons te vorm, en soveel keer word dit deur valse teologie op 'n plek gebring dat wanneer ek versoek word of beproef word, ek kan nie antwoorde nie, dan het ek God, dan God my verlaat. Dis nie waar nie. Dis die uitdagings van die tyd waarin ons lewe, dis die uitdagings om hierdie wedloop te loop. Jou vyande is baie. Daar's mense wat vyandig gesind is teenoor toegewyde kinders van die Here. Jy kan nou weer kyk in Australië met die geweldige ding wat daar gebeur het. Die haat wat daar is vir God se volk deur mense. Ons omstandighede is soms vir ons 'n gewellige uitdaging. Die stemme wat ons hoor is vir ons 'n uitdaging. Die winde van verandering is vir ons 'n geweldige uitdaging. Sonde bly vir ons 'n uitdaging. Ons vleeslikheid bly vir ons 'n uitdaging. Verdeeldheid in die koninkryk van Christus bly 'n geweldige groot stuk gevaar, en soveel mense help dit aan. Kerk tussen kerk, mense in een gemeente, en oor baie gemeentes is geskryf Ikabod. The glory of God has departed. Want die vleeslikheid met die verdeeldheid en die neutraliteit van kinders van die Here blus en bedroef die gees van God in so mate. En die vraag is, in hoeveel mate is dit oor my lewe geskryf? In watter mate is dit oor ons gemeente geskryf? Ikabod, God se glorie is onttrek. Maar vriende, ons lees ook in 1 Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat onder julle kom, wat tot julle beproewing dien, asof dit iets vreemds is wat oor julle kom. Vriende, dit het ons vandag beleef, dit het ons die laaste, jou hele leeftyd beleef, maar in die laaste tyd baie erger, is 'n absolute vuurgloed teenoor hulle wat in die lig wandel. As jy terugstaan in die wêreld, Amerika is lig
teen duisternis. As jy kyk na die wêreldnuus, is lig teen duisternis. Wie is gewoonlik in die senter van alles? Israel. Lig, duisternis. Wat ek en jy beleef? Lig, duisternis. En ons beproewings kom, ons swaakheid kom, ons ken dit, ons beleef dit, maar ek wil afsluit met hierdie teksvers. Onthou, die Here het dit geweet. Mense wat sê, ons gaan hierdie lewe net 'n maklike lewe hê, hierdie vervloekte, hierdie vals evangelie van voorspoed en gesondheid en sukses, was nie in Jesus se verwysingsraamwerk nie. Hy het gesê, en ek gaan die Afrikaans vir julle lees, luister mooi wat hy sê, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe. Kom stop net daar. Kom sit vir jou klomp wolwe hier neer, vriende, 20, 30 wolwe, wat 30 dae laas geëet het. En ons vat nou 'n lammetjie en ons laat hom los, ons sit hom tussen hierdie goed. Wat gaan gebeur? Help gou vir my. Daar is hy. Daar's 'n maaltyd, hulle gaan hom vernietig, hulle uitmekaar uitskeer. Dis wat Jesus sê van jou en my wat sy naam bely, in hierdie wêreld gaan julle wees so skape onder die wolwe. Wees 'n spioen vir Christus. Die 007 Christendom wat ondergronds beweeg, jy weet nie van hom nie. Hierdie ou weet nie wat stryd is nie, hy ken dit nie. Hy's geliefd oral, almal is mal vir hom. Hier steek hy 'n doppie saam, daar luister na 'n vuil grappie saam. Hier vat hy bietjie iets wat hy nou behoort nie, maar hy's so half Christen. Dis wat dit is. Nee, maar gaan staan op en sê nee. Ek doen dit nie. Vriend, dit wat jy doen is verkeerd. Vriend, jy is besig met die verkeerde dinge. Kind van God, dit wat jy nou doen pas nie by jou nie. Jy moet kom regmaak met die Here en kyk wat gebeur. Soms is die wolwe in die kerk. Wye kerk bestaan uit soveel huurlinge. Daar's soveel kansels wat deur wolwe misbruik word, wat van Christus af wegrangeer word. Nee, vriende, jou reis na die ewigheid is gevul met gevare en uitdagings. Daarom sê ek dit altyd en kyk nou weer, ek en jy net so met Jesus, dis jou enigste behoud. Sonder hom kan jy nie. By die agtergrond van Geloftedag, kom ons kyk na nog een punt van hoe ek en jy waardig kan wandel in hierdie dae. 'n Ware gewandel besef, geloof en toewyding aan God is nie onderhandelbaar nie. Dit is nou een ding van die ou boere waarvan ons kan sê, hulle was seker baie in opsigte, sal ons vir hulle kan vingerwys en sê hulle was so en hulle was baie streng met hulle kinders, maar hulle was toegewyde protestante gelowiges. En hulle het saam die ou Ossewa kus, was baie dinge daar binne, maar een ding wat altyd saam hulle was die Bybel. Die Hollandse Bybel. Hierdie volk het nog boeke gevat. Hulle het nog eredienste gehou in hulle huise. Hulle het nog saam gebid. Hierdie mense het geweet wat dit is, toe hulle hierdie tog aanpak om te weet, as die Here saam met ons beweeg ons. As die Here nie saam ons beweeg nie, beweeg ons nie. Maar hulle het een ding besef. Hulle geloof en toewyding aan God is nie oop vir bespreking nie. Hulle was toegewyd. Vind ek en jy by die groot pad wat ons moet beweeg, moet ons opnuut besef. As jy op enige ander plek is as totale geloof en toewyding aan God, dan het jy moeilikheid. You won't make it. Die Here gaan jou nie gebruik nie, jy gaan nie vrug dra nie. Kom ons kyk so 'n bietjie na die woord van die Here daar. Hy sê, geloof en toewyding is onderhandelbaar nie. Jy moet dag vir dag jou kruis opneem en hom volg. Elke dag is nuwe genade, sê die woord. Elke dag word nuwe genade aan jou toegegee. Ek kan jy met elke dag se genade vat en sê, Here, met u aan my kant, neem ek my kruis op. Ek is bereid om te sterwe, wat die kruis beteken, om vir u te lewe. Lukas 9:23. Maar elkeen wat agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jy vind dit ook in Matteus 16, vind dit ook in Markus 8 vers 34, het hom bo ook herhaal.
Romeine 12:1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vriende, toewyding aan God, 'n volle oorgawe aan God, 'n wandel met God, is ononderhandelbaar as jy enigstens iets wil hê soos 'n waardige wandel. Ek wil vir jou vra in die sirkel van toewyding aan God. Waar staan ek en jy vanoggend? As jou lewe 'n sirkel is, en Christus is die senter, want as hy jou red die dag, word hy die senter, maar jy kan uit daai senter uit beweeg na die kant van hierdie sirkel toe. Waar is jy van die kant van die sirkel, wat baie ver is van die Here, as kind van God, tot baie naby? Waar is jy vandag op 'n skaal van 1 tot 10, met jou toewyding en oorgawe aan die Here? As jy 'n waardige wandel wil hê, soos die voortrekkers van ouds, dan is dit nie onderhandelbaar nie. 'n vierde gedagte, 'n waardige wandel, besef ek lewe in en deur die oorwinning in Christus. Vriende, hierdie mense het dit in hulle belofte gesê, dat hulle sal die Here eer en dit 'n Sabbat hou, en hulle kinders vertel en dit hou en 'n kerk bou, soos die Here aan hulle die oorwinning gaan gee. Ek en jy moet op hierdie dag besef opnuut, jy en ek lewe vanuit 'n oorwinningskant. Ek en jy moet toelaat dat God ons 'n geestelike identiteit gee. Want te veel van ons het die hele som verkeerd. Ons dink ek is nou Piet Ferreira, 5'8", 80 kilogram, met 'n siel, wat dink, en wat besluite neem en kan voel, binne 'n gees. Dis verkeerd. Dis nie wie jy is nie. Jou liggaam is nie die prioriteit nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Jy is gees, sê die woord, met 'n siel, tydelik in 'n liggaam. En jy moet daardie identiteit van jou vat en hom gaan bær hier die binne. Ek is 'n oorwinnaar in en deur Christus. Maak nie saak of die berg voor my 'n koppie is nie. Maak nie saak of die berg my is Tafelberg is nie. Maak nie saak of die berg voor my is Everest is nie. Met God aan my kant is ek 'n oorwinnaar. Vriende, as jy 'n R200 optel en is 'n ware R200 noot, wat sien jy binne in hom teen die lig wat jy nie kan sien met die blote oog nie? Help gou vir my. 'n watermerk. Hoe weet jy 'n R200 is vervals as daar nie 'n watermerk op is nie? En hoe sien jy die watermerk? Jy tel hom op teen die son. Vriende, u en ek as kind van God het 'n watermerk hier binne. Ons te watermerk, en ek gaan gou die teksverse vir jou gee daar. Ons te watermerk hier binne, en daai watermerk wat God optel by die ware kind van God, sê vir my dat in al die dinge is ons meer as oorwinnaar toe ons lief gehad het. En gaan lees die konteks van Romeine 8. Gaan lees die konteks en kyk in al die dinge waarvan praat hy. Dit is, verskoon die Engels, scary stuff. En in daai vreesaanjaende goed sê hulle, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. In Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders. En hulle het het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. In Johannes 5 vers 4 en 5, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Vriende, ek en jy as kind van God is deur hom bestempel as 'n oorwinnaar. En vandag, en soveel ander dae, en jy is nie daaraan skuldig nie, ek ook, voel ons soms soos 'n klomp verloders. Ons voel soms, ek kan nie die mas opkom nie. Ek voel soms hierdie berg gaan my oorweldig. Raai wat het gebeur met Dominee Jakes in daai oomblikke. Hy het bietjie van God af weg begin beweeg. Hy het begin dink hy kan op sy eie begin staan. Jy gaan bereken dit nie. Jy gaan sit nie besluit dit nie. Dit gebeur spontaan. Dis hoe ons aan mekaar sit met die vlees. Is independent. Ons wil op ons eie wees. Dan kom ons agter op 'n stadium weer eens, nee, ek het die Here nodig. Jy en ek moet vandag opnuut hierdie identiteit vir onsself vasmaak, vriende. Jy en ek se oorwinnaar, maak nie saak wat voor jou staan nie.
Maak nie saak wat agter jou lê nie. Maak nie saak waar jy is nie. Die woord sê, God het jou en my as sy kinders nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar hy het ons 'n gees gegee van krag en liefde en selfbeheersing. Dit beteken in daai groot oomblikke van uitdagings raak ek stil. En dis een ding wat die lewe vir jou leer. The life humbles you. Soos jy met die Here aangaan, word jy gehumble. Jy kom agter, ek bly eerder stil as wat ek kla. Ek bly eerder stil as wat ek vingers wys. En ek laat God toe om deur die krag en die liefde, die selfbeheersing hier te hou en vir hom daardie lig te wees. Dit het hulle ook geweet as voortrekkers. Met God in ons hoek is daar nie 'n wenner buiten God nie. 'n vyfde gedagte, 'n waardige wandel is 'n lewe van lofprysing en aanbidding teenoor die Here. Wat het hierdie volk gedoen, vriende? Wat het hulle gedoen? Hulle het elke aand hulle huisgodsdiens gehou. Met hierdie 7 aande waar hulle die gelofte herhaal het hulle gedoen met gebed en liedere en 'n aanbidding en 'n vermoediging voor die Here. En dit is 'n geheim wat hulle vir ons kom leer. Dat ek en jy moet opnuut besef, ongeag wat die lewe ons gee, ongeag van wat gebeur, God is God. En ek aanbid God vir wie hy is, nie wat hy vir my kan gee of wat hy vir my kan doen nie. En ons moet teenoor hom lewe met 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Dit is 'n waardige wandel teen die agtergrond van die groot belofte. Enkele teksverse, Jesaja 25 vers 1, kyk na die konteks. Here, U is my God. U sal ek verhoog. U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Daai wat ons nou in die oë gelees het, raadbesluite uit verre tye waard en trou. Psalm 28 vers 7, die Here is my skild, sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Sien jy hoekom die voortrekkers dit gedoen het? Sien jy hoekom hulle vir ons gevra het asseblief so ver dit moontlik is, hou die dag, aanbid God, loof hom, prys hom vir die oorwinning, loof hom, prys hom omdat ons gebed voer het, loof hom, prys hom omdat ons vandag nog hier kan wees, dat ons die protestante geloof kan ontdek en Jesus kan ontdek. En reg die skrif lees jy dit, vriende. Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Deur God sal ek sy woord prys, ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Psalm 63 vers 4 en 5, want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys, so sal ek U prys my hele lewe lang, in U naam my hande ophef. Daai heel laaste psalm van psalms is heeltyd net loof en prysing. Psalm 150, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterke uitspande, loof hom oor sy magtige dade. Laat alles wat asem het, die Here loof. Is een ding wat hierdie boere ontdek het, is om 'n lewe te wandel van lofprysing en aanbidding teenoor die Here. En dis die plek waar die Here ons opnuut wil bring. Ja, dit raak vir ons nag. Dit word in die wêreld nag. Soos ons nader kom aan die wegraping, soos ons nader kom aan die wederkoms van die Here Jesus, hoe ons nader kom dat ons is in 'n bottelnek. En hoe meer ons in die bottelnek gedruk word, hoe erger word dit. Ons sien dit in ons eie volkgenote. Ons sien hoe die witplakkerskampe opspring. Ons sien hoe mense by die robotte staan. Mense wat swaar kry. Maar vriende, ons moet nooit toelaat dat lofprysing en aanbidding en 'n lewe wat God verheerlik my deel bly nie. Al word dit middernag, gaan ek leer daar by Paulus en Silas. Omtrent middernag in die tronk, in die innergevangenis, met boeie om die voete. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het geluister. Vriende, ons moet weer mense wees wat God eer, loof en prys, ongeag wat mense dink, ongeag wat mense sê. My vertroue is in God.
ek loof en ek prys en ek aanbid hom met my hele lewe, want ons leer dit ook in Hebreërs 13 vers 15, laat ons dan gedurig deur, nie op Sondag nie, gedurig deur aan hom, aan God, deur hom, Jesus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. In die laaste plek, vriende, 'n waardige wandel is 'n toegewyde getuie vir die Here. Wat het hierdie volk gevra? Hulle het gevra, vertel ons kinders, hou hierdie waarheid vas. En jy kan Psalm 78 gaan lees, dieselfde gedagte wat jy daar vind by die Jode, is vir die Jode gesê, wat om te doen met betrekking tot God se groot dade. Psalm 78 vers 3, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Waaroor anders gaan die gelofte dag as juis daaroor? Die volk Israel het baie sulke goed gehad waaroor hulle kon vertel. U en ek het dieselfde opdrag. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan die kinders bekend te maak, sodat die volgende slag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel. Dit is waaroor dit gaan. Vertel die verhaal van God wat deurgekom het by soveel plekke in Israel, maar ook vir ons ou volkie daar baie 187 jaar gelede. Ons word ook van die Ou Testament af deur die volk geleer. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag. Luister nou mooi, en hierdie woorde wat ek vandag beveel moet in jou hart wees. Dis waar dit begin. As die Here nog nie 'n werk gedoen het nie, dan is jy nog op die verkeerde plek. Dit moet in jou hart wees waar die Here die werk kom doen. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en op die pad is en gaan lê en opstaan. En jy kan na die hele gedeelte gaan lees. Wat sê die Here? Dra dit oor, dra dit oor, dra dit oor, getuig, vertel, getuig, vertel. Kom ons gaan na ons redding toe. Wat sê die Here? Julle is my getuies. Julle is my getuies. Vertel dit. Vertel dit nadat die Gees gekom het en jou gered het. Gaan wees my getuies. Het jy 'n getuie om te deel? Dis die probleem. Mense sê ek het niks om te getuig nie. Is jy nie gered nie, vriend? As jy gered is, het jy getuienis. Gaan vertel die wêreld om jou, daai man agter die pomp, daai man agter die kassier, hulle weet nie daarvan nie. Dis 'n geleentheid om te sê, I know Jesus, and he saved me. I love him, and I'm going to heaven one day. Ek is lief vir die Here. Hy het my gered. Sy kruis was daar vir my. Hy het dit my deel kom maak. Getuig vir hom. Dis wat hierdie boere gedoen het en gevra het, vertel. Daarom 187 jaar na die tyd doen ons presies dieselfde. Ons vertel vir julle. Ons vertel vir ons kinders wat hier is, om te sê, verstaan dat God, waar God is daar oorwinning. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig God, die Here God in jou hart, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Wat sê ons? Ons moet anders lewe. Die oomblik as ons anders lewe, bring dit 'n vraagteken agter mense se gemoed. Wat gaan aan met Lorraine? Hoekom is Lorraine so kalm ten spyte van alle uitdagings? Waarom is hierdie ou so kalm ten spyte van alles? Hoekom? Want daar is iets groter in my as in die wêreld. En ek het nie 'n gees van vredigheid ontvang nie. So ja, elkeen het vra, kom ek vertel vir jou hoekom ek is waar ek is. Sy naam is Jesus. Vind ek het vandag vir jou geskets die agtergrond van die gelofte dag. Van die boere, wat daar gebeur het. Ek het vir dit afgesit, afgerol soos 'n groot skildery. Nou nooi die Here ons om te sê, teen die agtergrond van hierdie groot skildery wat nou vir jou geskets is, gaan lewe waardig die Here Jesus. 'n Waardige wandel, weet, ek is maar slegs 'n pelgrim op reis deur die wêreld, soos die destydse groote trek. Trek u saam, noord. 'n Waardige wandel besef, ek is gedurig blootgestel aan gevare, orals en altyd.
Daarom is ons versigtig soos slang en opreg soos duwe. Ons weet dat ons bly naby die Here. 'n Waardige wandel besef geloof en toewyding aan God is nie onderhandelbaar nie. Vriende, u en ek as gemeente, as kinders van God moet op 'n punt kom waar ons 'n streep in die grond trek om te sê, hierdie halfhartige dien van God, hierdie halfhartige oorgawe aan God, kan nie meer nie. In die tyd waar ons lewe, dit kan nie meer nie. Ons moet besef, dag vir dag, 'n totale toewyding aan God is nie meer onderhandelbaar nie. 'n Ware gewandel besef, ek lewe deur die oorwinning in Christus. Dit is my identiteit. Dit moet jou identiteit wees. En vriende, ons moet hierin groei. As ek vandag vir jou gaan sê, dominee, is jy altyd oorwinnig, gaan vir jou sê, nee, verseker nie. Maar ek groei gedurig deur in oorwinning. Staar maar seker, en dis wat ons elkeen moet weet, dat ek groei in hierdie oorwinning van die Here. 'n Ware gewandel is 'n lewe van lofprysing en aanbidding toe die Here. Is my hande wat opsteek en Here, ek kan bid u ten spyte van. En laaste plek, 'n ware gewandel is 'n toegewyde getuie vir God. Dis jy en dis ek. Ek sluit af met die teks van oordeenking. Ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ten die agtergrond van geloftedag, die uitdaging van God aan jou en aan my. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vandag opnuut hierdie kosbare waarheid uit ons geskiedenis weer met mekaar kon deel. Dankie dat ons weet, Here, u is die kern van hierdie verhaal. En ons wil nie meer gesleer word deur enige ander slenter om enige ander betekenis aan hierdie dag te gee as juis dit nie. Aan God al die eer. Dankie Here dat ons vandag vir kan vra om ons elkeen in staat te kom stel om te gaan wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Teen die agtergrond van hulle wat voor ons gegaan het, kom meld ons aan om sê, Here, hier is ek, stuur my, ek sal gaan. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.